30 Maart 2025, ons hier in Bethlehem, en ek het 'n besondere verwagting van hierdie gemeente in Bethlehem, omdat die naam Bethlehem spreek boekdele. Dit beteken huis van brood. En ons moet kyk na wat word bedoel met brood. Wat is die betekenis van brood? Wanneer ons Vader as losser sê, ek is die brood wat uit die hemel neergedaal het, dan beteken dit dat hierdie gemeente se passie is om hom te verkondig wat die brood is. En dit is eintlik baie mooi dat dit gedoen word hier by die huis van brood. Met ander woorde, hierdie huis van brood sê eintlik by implikasie en dat hulle is sy huis. En wat 'n wonderlike voorreg om vanmôre hier by te wees. Volkskansel is nie 'n godsdiensgroep nie. Neem asseblief kennis daarvan. Volkskansel is nie 'n godsdiensgroep nie. Hy's ook nie 'n Israel groep nie. Wat is volkskansel? Volkskansel is broers en susters wat Vader bymekaar voeg om die vervulling sigbaar te maak van die Sefanja 3 profesie. Oorkant die riviere van Kus vandaan sal my aanbidders, my gemeente, my offers bring. Jy sal nou sien dat die fokus lê op 3 vlakke. Die eerste is my aanbidders. Nou, dis hoekom ons sê, ons kan nie Vader nader met godsdiens nie, want dit is nie hoe hy aanbid wil wees nie. Ons nader hom as hierdie klein volkie, wat hy vir hom hier geplant het, wat hy noem my aanbidders. Ons wil nie hom nader met godsdienspersepsies en oortuigingkies en al. Ons wil net na hom toe kom en sê, ons is die volk wat u vir uself afgesonder het oor kan die riviere van Kus. En dis hoekom dit volkskansel is. Dit het niks met 'n preekstoel uit te waai nie. Dit het te doen met 'n volk wat by mekaar by dieselfde altaar aanbid. Dis waaroor die hele passie gaan. So ons is baie dankbaar om vanmôre hier by u te kom staan en ons probeer nie u begelei met godsdiens nie, maar ons gaan hard poog om u te vestig op wat Vader in hierdie tyd mee besig is. Die tema is Vader Jahwe spreek tot ons. Vader Jahwe spreek tot ons. Nou geliefdes, in die afgelope klompie weke wat verby is, het hier geweldige goed gebeur op die planeet. Hier het skielik 'n ontwaking ontstaan. En skielik is almal vir almal kwaad. Hier is aardbewings, hier is peste, hier is allerlei aktiwiteite en hulle skiet mekaar aan. Dis 'n vreeslike besigheid wat nou hier aan die gang is. Maar wanneer ons Matteus 24 gaan lees, Matteus 24:7, kom ons lees met mekaar daar saam, en dan gaan jy nou sien hoe kosbaar val al hierdie ou dingetjies in plek. Matteus 24, en ons lees daar in die 7de versie. Want die een nasie sal teen die ander opstaan en die een koninkryk teen die ander, en daar sal hongersnode wees en pestsiektes en aardbewings op verskillende plekke. Nou, wanneer ons na hierdie profesie kyk, dan vra ons vir mekaar die vraag af, wie het dit aangekondig? Anders as ons Vader self. Hy sê, dit gaan gebeur. Nou die afgelope weke het ons gesien hoe hierdie profesie eintlik in vervulling gaan. Die nasies is besig om hulle byle skerp te maak, hulle assegaaie en al hulle oorlogswapens, hulle maak by mekaar. Hoekom? Want die een nasie sal teen die ander nasie opstaan. Intussen sien ons dat hier afgelope maand 'n reeks van aardbewings oor die aarde beweeg het. Sommige nou die dag
hier in Thailand was dit 7,7 op die Richterskaal. Almal het geskarrel en gehardloop in geboue wat honderde jare oud is binne in 10 sekondes gelyk met die aarde gemaak en so meer. So Vader se woord is aktief in aksie. So Vader spreek eintlik dan dus tot ons. Hy sê, het julle opgemerk dat dit wat ek gesê het in Matteus 24:7 is voor julle oë in vervulling. Sien julle dit? Sien julle dit? So Vader spreek tot ons deur die goed wat gebeur waaroor hy reeds klaar uitspraak gelewer het. Die vraag is, hoor ons hom? Hoor ons hom praat? Ons sê hy is verskriklik. Ons moet reddingsspanne stuur en boeliebeef en kerse en ensovoorts ensovoorts. Maar dit gaan niks help nie. Dit gaan niks help nie. Want as ons nou verder lees, daar in die 8ste versie, maar al hierdie dinge is 'n begin van die smarte. Begin. Hierdie goed nou. Hoekom? Want niemand hoor nie. Niemand sien nie. So Vader spreek baie hard tot ons in hierdie tyd. Maak vir ons oop by Psalm 29 in die 3de versie. Psalm 29:3, ons moet praat. In die onderstrominge binne in die klein boervolkie oor kan die riviere van kus, is 'n absolute onding. Dit is 'n siekte. Dit is nie gees geïnspireerd nie. Hierdie verdeling en hierdie broederhaat en hierdie twis en die jaloesie en die partyskappe wat hier is nie uit Vader se gees nie. So volkskansel distansieer hom van hierdie goed. Ons sê, die volk moet sien en hoor wat het Vader Jahwe reeds uitgespreek. Amos 3:7 sê, dat hy doen niks tensy hy sy raadsbesluit deur die mond van sy profete aangekondig het nie. Nou, 3200 jaar is hierdie volk geprofeteer, maar hoekom hoor hierdie volk dan nou nie? Sy is nog steeds besig met godsdienst van allerlei soorte en geure. Maar sy is nie met Vader besig nie, sy is nie binne in die profesie besig nie, sy funksioneer aan die buitekant van die grense van hierdie magtige profesie. En die bedoeling is om haar te maak hoor. Nou wat doen Vader? Hy sê, een nasie sal teen die ander nasie opstaan ensovoort, pestsiektes, hongersnode, oorvloede, vloede, pestsiektes ensovoorts. Dit gaan alles gebeur. Hy spreek tot ons deur hierdie dinge. Kom ons kyk. Psalm 29:3. Die stem van Vader Jahwe is op die waters. Nou luister nou vir my mooi. Waters is bewoners van die aarde. Dis mense. Hoekom sal hy met die see praat? Of met 'n rivier? Die stem van Vader Jahwe is op die waters. Die Almagtige van eer donder. Met ander woorde, hy praat hard. Hard. Hierdie plek gaan hardloop. Hierdie plek gaan sidder. Hierdie plek gaan bewe van vrees. Hoekom? Want die Almagtige van eer donder. Hy spreek tot ons. En deur hierdie verhale in die skrifte kan ons gaan lees met eentonige reëlmaat. Elke keer as die volk haar tot die nasies gewend het, het Vader gedonder. Dit was hard. Ons lees van 'n tyd toe Jerusalem binnegeval word deur Babylon. Hoe hulle hierdie hele stad verwoes het, die mure verwoes het, die tempel afgebrand het en al hulle goed weggedra het. Ons lees in daardie tyd hoe vrouens die nageboortes van hulle eie kinders gaar gemaak het om te eet. Dis 'n verskriklike toestand. Hulle het rondgehardloop binne in hierdie plek sonder kos en water.
Hy, maar dis onmenslik en is onchristelik. Dit is nie waaroor dit gaan nie. Wanneer ons dit waag om met ons klein mensvoetjies in opstand te gaan teen Vader se woord en sy reeds uitgespreekte raadsbesluit, dan donder hy. Iemand moet dit begin hoor, iemand moet dit begin verstaan. Romeine 15 vers 4 vat ons na 'n bewustheid toe ons moet verstaan wat hier aan die gang is. Kom ons lees Romeine 15:4. Daar staan geskrywe, want alles wat tevore geskrywe is, alles wat tevore geskrywe is tot ons lering tevore geskrywe. Is u by my? Dit is wat Paulus hier sê, sodat ons deur lydsaamheid en bemoediging van die skrifte hoop kan hê. Nou, hier is die punt. Het die ballingskap in Babylon aangehou? Nee, dit was 70 jaar. Dit het tot 'n einde gekom en wanneer hulle terugkom met trane, het hulle die mure herbou onder die leierskap van Nehemia. En wat het hulle gedoen? Hulle het die stad herstel. Wat het hulle geleer? Hulle het in die ballingskap geleer, dis baie beter om na Vader se stem te luister, as om na die donder van sy woede te luister. Dit is aangeteken in die skrifte. Al die mislukkings van hierdie uitverkore volk is van profeet na profeet geskrywe, vir ons tot lering. Om te wat? Om te kan begin hoor, want Vader spreek deur ons. Nou kom ons vat hom so 'n bietjie verder. Jeremia skryf dat Vader se oordeel oor sy volk kom as gevolg van wat? Van haar rebellie. Hy sê, moenie met die nasies se verbond sluit nie. Kom, sê vir my, het hy so gesê? Ja, hy het so gesê. Moenie hulle vrede soek tot in ewigheid nie. Kom geliefdes, het hy so gesê? Ja, hy het so gesê. Het ons daarna geluister? Nee. Nou donder Vader oor ons. Ons het swaar in boerland. Ons het nie meer 'n land nie, ons het nie meer 'n regering nie, ons het nie meer 'n konstitusie nie. Ons is waaragtig op die oofveld weggegooi uit afskuw vir ons lewe. Jesegiel 16. So wat? Vader se stem donder oor kan die riviere van Kus. Wat is dit met ons dat ons nie verstaan wat is sy bedoeling met ons nie? Hy het klaar gepraat. Hy gaan nie vir ons iets anders gee om ons tydelik mee besig te hou nie. Hy het klaar gepraat, geliefdes. Ons het nie 'n swart probleem nie. Ons het 'n wit probleem. Alles is wit, u glo nie vir my. Kom ons kyk. Kom ons kyk gou-gou. Dit gaan natuurlik die wenkbroue laat lig. Die Satan se nageslag is ook wit. Ismael was wit. Hagar was wit. Al die Tites wat gebore is, Gergasiete, Jebusiete, Girgasiete en al die Tites en die Moabiete en die Ammoniete, wit. Die Egiptenare, wit. Die Filistyne, wit. Ons het 'n wit probleem. Nie waar nie? Ek het amper vergeet, Delila was ook wit. Wat het dit Samson gekos? Wat is dit met ons, dat ons nie verstaan dat daar is 'n groot verskil tussen wit en wit nie. Wit is nie die oppervlakte van jou epidermis nie. Wit is of die lig van die Allerhoogste is binne jou of nie. Dis wit. Nou, ek beklei nie met u nie, maar hierdie goed vir my 'n verskriklike besigheid. Vader, kom ek sê dit vanmôre met hartseer in my hart. Vader
het sy ondersteuning aan die boervolk onttrek oor kan die riviere van Kus. U gaan vir my sê, dis nie waar nie. Dan sê ek vir jou, goed, kom ons praat net gou daaroor. Lyk julle vir ons soos 'n volk wat voor Vader volk is, ja of nee? Dan beteken dit hy sy ondersteuning onttrek. Sy ondersteuning het hy onttrek, en want wit is, wat nie wit is nie, het hy gebruik om hierdie volk op haar knieë te laat val. En tog, tot vanmôre toe, hoor sy nie die donder van die stem van die Almagtige nie. Sy wil iets probeer. Sy hoop dat Donald Trump sal tot ons redding kom. Nou sê ek dit vanmôre op hierdie materiaal vir die lesers en die kykers en die luisteraars. Donald Trump is nie die boervolk se herder nie, ook nie die boervolk se redder nie. Die redder se naam is Vader Jahwe en sy stem sal donder in hierdie volk se ore tot sy hoor. En die dag wanneer sy vergader onder sy heilige naam, sal haar vyande vlug terwyl niemand hulle jag nie. Dit is die passie. Maar nou is daar allerlei organisasies wat nou skielik op paddastoel die hele vlakte vol om te kyk of hulle nie 'n teenvoeter kan kry van die ding wat hier besig is om te bou nie. Wat is die woord hieroor? Dit gaan nie werk nie. Dit gaan nie werk nie. Wanneer jy volk word, soos wat Vader reeds geprofeteer het, dan verander hy dit. Nie voor die tyd nie. En ek sê dit vandag, en ek vat volle verantwoordelikheid vir dit wat ek sê. Al die koninkryke van die aarde behoort aan die Satan, Lukas 4 vers 5. En jy moet vir my mooi hoor, al die koninkryke, ook die koninkryk waaronder ons dien in die oorkant die rivier van Kus, behoort aan die Satan. Wat 'n hopelose toestand. Nee, ek hoor die profesie sê, oor kan die riviere van Kus vandaan sal my aanbidders, my eklesia, my uitgesoektes, my offer dra. Applaus vir die koning. Prys sy kosbaar. Is dit nie? Is dit nie? Dit is die passie. So wat moet ons doen? Die eerste wat ons moet doen, ons moet ons rug draai op godsdiens. Heeltemal. Ja, my predikant gaan nie meer kos hê om te eet nie, want as daar nie meer godsdiens is nie, hy meer 'n job nie. Luister mooi. Ons het nie godsdiens nodig nie, ons het Vader Jahwe nodig, binne en buite. Toe. Okay. Mense hardloop in hierdie tyd. Almal pak boeliebeef en kersse. En ek sê nie, 'n mens moenie voorbereid wees nie, maar dis nie jou redding nie. As jy vlug, vlug jy saam, vat jy Vader saam as jy vlug. Hy sê as jy vlug, sal jy in die kuil val. En as jy die kuil ontsnap, sal jy in die struik gevang word. En as jy nou wegsink in die diepte van die see om daar beskerming te gee, dan sê hy, en daar sal ek die slang opdrag gee om jou te steek. Ons is nie veronderstel om te vlug nie. Ons is veronderstel om na binne toe te kom. Ons moet die profesie vervul, hartstogtelik. En sal ons dit nie doen nie, is ons in die moeilikheid. Klaagliedere 3 vers 21. Blaai gou daar in jou skrifte. Klaagliedere 3:21. Luister mooi wat staan daar geskrywe. Dis nou Jeremia, en onthou nou, hy profeteer al hierdie, hoe Vader oor die volk gaan donder. Omdat hulle wat? Hulle lewe versier het met massiewe mislukkings teenoor hom. En hoor wat gebeur. Hy skryf, dit
sal ek ter harte neem. Onthou nou, Jerusalem hardloop die vlakte vol. Daar's nie kos nie, daar's nie water nie, daar's nie mure nie. Die tempel is, alles is 'n verwoesting, net so groot is dit. Nou hoor wat sê Jeremia. Hy sê, dit sal ek ter harte neem. Daarom sal ek hoop. Dit is die goedertierenhede van Vader Jahwe, dat ons nie omgekom het nie. U hoor nie. Ons sit vanmôre hier by mekaar, hier in Bethlehem. Maar dit is Vader Jahwe se goedertierenheid wat gemaak het dat ons vanmôre hier is, dat ons nie omgekom het nie. Hoeveel passie, hoeveel liefde en hoeveel lofbetuigings behoort daar nie op te gaan nie. Weet jy, die ink op die perkament wat Jeremia op geskryf het, was nog nie eens droog nie. Terwyl hy skryf, hardloop hulle rond. Word hulle gevange geneem, word hulle weggesleep Babylon toe. Mag hulle nie meer hulle taal daar praat, hulle moet Galdees praat. En wanneer die Lowry orgel wat hulle van Engeland af ingevoer het speel, dan moet almal op hulle knieë val en die beeld wat in Dira, die vallei opgerig is, aanbid. Met ander woorde, alles wat hulle gehad het, is van hulle al weggeruk, gestroop, hulle taal, hulle liefde, hulle stad, hulle alles. Net soos nou. En ons godsdiens, van verbore tot vanaand toe. En niks gaan verander nie. Totdat ons besluit om sy volkie oor kan die rivier van kus te wees, dan gaan dit verander. Moenie my kom moeg maak met storieetjies nie. Dis wat Vader gespreek het en hy klaar daaroor gespreek. Kom ons lees aan. Buite en binne die stadsmure is dood en vernietiging. Kom ons kyk na Boerland vanmôre. Binne die volk en buite die volk is dit dood en vernietiging. Jy verstaan nie. Hulle gaan hierdie prachtland stroop. Soos 'n Tefland, as die kommandowurms deur is, daar staan niks regop nie. Hulle gaan hom stroop. Dit is Vader se stem, die metafoor. Hy donder in ons ore. Ons sien dit met ons oë. Maar ons hart loop nie na binne toe nie. Ons hart loop nie terug nie. Ons skep nuwe godsdiensopsies om te kyk of ons nie die ding kan self red nie. Gaan nie werk nie. Klaagliedere 22. Kom, ek is amper klaar. Ek wil net vinnig wees met hierdie een. Klaagliedere 22. Jy sal hoor, ek is met klaagliedere besig. Want dis die tydvak waar binne ons is. Dis die tyd geleef hier waar ons kla, man. Kla oor die bank en ons kla oor die brandstof en ons kla oor die brood wat dit is. Ons kla hier buite. Dis klaagliedere. Klaagliedere 22. Jeremia skryf. Aanskou Vader Jahwe. Dit is vir my so aangrypend. Jeremia binne in hierdie noodtoestand, tussen hierdie pyn, hierdie vernietiging, hierdie doodganery, hierdie slawerny, hierdie ballingskap. Skryf hy roep, hy sê, aanskou Vader Jahwe en merk op aan wie u so gedoen het. Wat 'n soort roep moet uit 'n mens hart uitgaan wanneer 'n volk nie verstaan dat sy is eintlik veronderstel om alles wat die godsdienstwêreld aan haar aangehang het af te gooi en net suiwer alleen te gaan staan by die naam van Vader Jahwe nie. Sy het nie godsdienst nodig nie. Sy het Vader Jahwe nodig in sy volle glorie.
kom nie by die punt aan nie. Ons slaan mekaar, beskinder mekaar, verwoes mekaar, terwyl ons self 'n verwoesting geword het. Verstaan nie die oefening. Hy gaan en hy vra vir Vader, moet vroue hulle vrug eet? As jy nie verstaan nie, die vrug is haar kind. Die vrug van jou liggaam is haar kind. Hulle het hulle kinders geëet. Jy besef nie. Hoe hard is die donder van Vader se stem, so hard dat vrouens, wanneer hulle kindjies gebore word, om keel afsny en om eet. Wat is dit met hierdie volk, dat sy nie verstaan met wie sy te make het nie? Godsdienst het hom aangebied as iemand wat met 'n lammetjie op sy arm loop. Ek sê vir u, dis 'n skandaligheid wat aan hierdie volk bedien is. Wie is hy in jou hart vanmôre? Is hy Jotai, die skieper van die hemel en die aarde? Is jy die een wat hy tussen sy vingerpunte geskep het tot eer en verheerliking van sy eie wese? Wat het van ons geword? Hy gaan verder. Moet dan in die heiligdom priester en profeet gedood word? Wat 'n vraag. 21. Op die grond, luister mooi, lees saam met my. Op die grond lê jonk en oud in die strate. En danksy die sosiale media en al die video's wat ons nou so daar ontvang, sien ons nie wat werklik aan die gang is nie. Luister ek na manne wat by hierdie moordtonele opdaag by die plaasboere, dat hulle buite toe hardloop en gaan huil en opgooi. Hulle vernietig daardie kosbares op die wreedste maniere onbeskryflik. Oud en jonk lê op die strate, sê Jerusalem. Hy sê, Vader, aanskou wat het u gedoen aan die wat aan u behoort. Aanskou dit net. Ons roep vanmôre dieselfde. Dan roep ons hier uit Bethlehem en ons sê, klein volkie, breek die jukke. Kom ons keer terug na ons Vader toe. Kom ons word hierdie volk waaroor ons geprofeteer is. Kom ons wees sy aanbidders. Sonder die Heidelbergse katekismes en al hierdie God. Net dit wat hy gesê het, is legitiem. Net wat hy gesê het waarde. Net wat hy gesê het ewigheidswaarde. Dan sal hierdie volk se vyande vlug, terwyl niemand hulle agterna sit nie. Prys sy kosbare naam. Romeine 1:18. Romeine 1:18, en die toren, Paulus skryf, want die toren van Vader Jahwe word van die hemele af geopenbaar oor alle goddeloosheid. Luister vir my mooi vanmôre. Vader het vir al die volke afgode gegee om te aanbid. Hulle is nie goddeloos nie. Hulle is besig met 'n boom en 'n springkaan en nog. Hulle is besig. Met wie praat hy? Hy praat van sy volk wat goddeloos word. Hoe het ons goddeloos geword? Wat is dit met hierdie klein volk dat sy nie kan verstaan dat vreemdes voed die boervolk van môre op nie? Hoe het sy by hierdie plek aangekom? Maklik. Godsdiens het haar soontoe gevat. Miskien is dit 'n harde boodskap. Ek gaan nie hierdie woorde terugtrek nie. Ek gee my lewe hiervoor. Klaar gepraat.
En tensy hierdie volk aan nie bekeer van godsdiens nie, sal Vader uit die hoogte bly donder. Kan nie anders as om dit so hard vir u te sê nie. Nou wat moet ons dan doen? Wat is ons verpligting in hierdie tyd? Die eerste is, ons moet mekaar kan vind. Ons moet mekaar kan vind binne in hierdie toestand. Ons moet vir mekaar kan begin sê, luister my broer, my vriend, my vriendin, ons is saam in die moeilikheid. Al die ouens wat besny is saam in die moeilikheid. Al die ouens wat klossies dra, saam in die moeilikheid. Al die ouens wat tulbande dra, saam in die moeilikheid. Kan 'n lang lys van hierdie goed maak. Ons is almal saam in die moeilikheid. Weet jy waarom? Ons is nie die suiwer, soewereine eklesia, die uitgesoektes van Vader Jahwe oor kan die riviere van Kus nie. Dis ons probleem. Dis ons probleem. Goed. Ongeag van alles, of hulle nou 'n stad gehad het, met mure om, Salomo se tempel was daar binne, en toe Vader klaar gedonder het, was daar niks oor nie. En hulle self is in koperkettinge Babylon toe. Pad langs. Gaan kyk op die kaart. Waar is Jerusalem en waar lê Babylon? Oud en jonk en kindertjies, swanger vrouens, siekes, almal het in die kettinge gestrompel Babylon toe. Weet jy waarom? Omdat hulle die uniekheid wat Vader geskep het geminag het. En vandag sit boerland in kettinge, allerhande soort kettinge. Hierdie lieflike manne hier buite met die saaierye en die groot boerderye, is kettinge. Slaap nie meer in die nag nie. Vroeg oor al hierdie goed. Besighede gaan bankrot. Hier kom 'n hongersnood. Hoekom? Want wanneer die groot imperialiste hulle besighede uit Suid-Afrika begin terugtrek, stort hulle duisende gesinne in hongersnood, want hy het nie geld nie, hy kan nie 'n brood koop nie. Wat maak 'n honger mens? Ek moenie daarop uitbrei nie, dit is 'n skrikwekkende storie. Ek sê vandag vir u, hier kom groot moeilikheid. 50% van die swart bevolking is werkloos. Die regering betaal hulle 'n grant. Die regering se kassie begin leegloop. Môre, oormôre, kan hulle nie meer die grant betaal nie. Dink u nou regtig, hulle gaan 'n algemene verkiesing uitroep om daaroor te stem? Dink jy regtig so? Hulle gaan checkers vat en hulle gaan spar vat en hulle gaan, as hulle daarmee klaar is, dan gaan hulle jou yskas se deur afbreek en jou uit die pad uit met 'n stuk yster slaan om die bietjie wat jy oor het ook in die hande te kry. Is dit 'n lelike ding wat ek sê? Ek sê vir jou, Vader se stem donder in boerland. Wat gaan ons daaromtrent doen? Wat? Psalm 29:11, jy was net nou daar, ons het in die 3de vers gelees, maar kom ons lees nou vers 11. Psalm 29:11. Vader sal sy volk sterkte gee. Het jy hom daar gelees? Kom. Bly soontoe. Also, Psalm 29 verse 11. Hoor nou mooi. Jy moet mooi hoor wat staan daar geskrywe. Vader Jahwe sal. Dis 'n werkwoord. Sal wat doen? Sy volk
sterk te gee. U het hom gemis. Hy praat van sy volk, nie sy godsdiensgroep nie. Hy sê sy volk, hy sal sy volk sterk te gee. En Vader Jahwe sal sy volk, wat doen? Seën met vrede. Dis wat hy sê. Volk, hoor u dit nie? Ons kan nie groepe wees nie. Ons kan nie godsdienstgroepe wees nie. Ons kan nie Israel groepe wees nie. Vader sê, hy sal sy volk sterkte gee, en hy sy volk sal hy seën met wat? Met vrede. Hoekom is ons so hardhoorend? Om watter rede? Die stormjaar, koning Dawid, hy was 'n stormjaar, hy het gehou van storms, man. Ek meen, hy het oorlog gemaak dat die biesies bewe. Ek noem hom hy's 'n stormjaar. En hierdie stormjaar, hy het gesê, daar's net een stem wat bo oor die storms praat, en dis Vader Jahwe se stem. En hy sien dat Vader Jahwe gebruik die hele natuur teen hierdie volk wat hom minag. Alles. Ons het nou deur 'n droë tydperk in die aanvang van die seisoen. En almal was benoud. Dit was nie 'n droogte wat Vader bedoel het om te kom. Hy het ons net so ligweg gewaarsku. Maar die oomblik as die wolke ophou reën, mens en dier uitgelewer aan die krag van vernietiging wat daarna volg. So Vader gebruik die natuur, en hy gebruik dit teen ons. As ons na hierdie Psalm kyk, dan hoor ek, hy roep van die bergtop af. Hy sal sy volk seën met sterkte en vrede. En ons hoor nie wat hy sê nie. Natuurlik hou ons van seën, ons hou van sterkte en ons hou van vrede. Maar dis nie wat hy sê, sy volk. Ons is besig om onsself lekker te belieg. Ons sluit af. Jesaja 43 verse 18. So die roep van môre hier en na buite toe. Is kom ons besin 'n bietjie. En ek vra nie om vergifnis vir wat ek gesê het nie. Kom ek om, dan kom ek om. Maar ek weet in my hart van môre, dit is 'n totale oorgawe van my gemoed. Vader, gaan ons slaan tot ons verstaan dat ons moet sy aanbidders en sy volk oor Kanere van kus wees, dan gaan dit verander. So ons is eintlik die ouetjies wat die noodlot oor ons hou, vanweë ons dwarsheid, ons twis, ons partyskappe en alles wat daarmee saamgaan. Jesaja 43:18, kom ons lees met mekaar. Hoor wat sê Jesaja. Hy sê, dink nie aan die vorige dinge nie. Nou is dit nie interessant, in hierdie noodstoestand waarbinne ons beweeg in hierdie tyd, verlang ons terug na die ou dae. Is dit nie? Ja. Ons praat daaroor, die ou dae, dit was, ons verlang dan, ons gaan dit nie terugkry nie, dis verby. En slaan geen ag op wat vroeër gebeur het nie. Dis hy. Nou wat wil ons vir mekaar sê vanmôre? Die profesie sê, dink nie aan die vorige dinge nie. Slaan nie ag op wat vroeër gebeur het nie. Hy sê, hoekom? Hy sê, kyk, ek gaan iets nuuts maak.
Dis die passie. As jy kyk nie na die verlede nie, kyk nie na hierdie goed nie. Kyk, ek gaan iets nuuts maak. Weet jy wat, geliefdes, ek glo met my hele hart, met elke asemteug in my liggaam, glo ek hierdie woord, hy gaan dit doen. Nou hoor mooi, nou sal dit uitspruit. Hy sê, ek gaan dit nie terughou nie. Dit gaan uitspruit. Die saaiboer, as so met sy bakkie by die lande verbyry, dan loer hy so met sy oog. En hy sien die mielietjies begin so deur die grond breek en begin rytjies maak. Dan voel hy lus, haal sy chequeboek uit en skryf 'n cheque, jy weet. Want die oes is op die land. Nou Vader sê, dit gaan uitspruit. Wat gaan hy uit laat spruit? Iets nuuts. Wat gaan nuut wees in hierdie tyd waarin ons leef? Hierdie volkie, oor kan die riviere van kus, gaan voor sy oë gebore word. Hy gaan dit nuut maak, ten spyte van die aanslag van hierdie wêreld hier buite. Hy gaan dit nuut maak, hy het so gesê. En, sal julle dit nie merk nie? Dis die passie van die oomblik. Sal julle dit nie merk nie? Sien julle dit nie uitspruit nie? Oor hierdie hele Suidland, oor kan die riviere van kus, oral kom daar energie op. Die jong manne staan op, die jong vroue staan op, die ou manne byt op hulle tande. Hier is 'n nuutheid, hier is 'n nuutheid wat gebore raak, maar die vrees in my hart is, ons kan dit nie doen ter wille van 'n oortuiging nie. Dit moet gedoen word ter wille van Vader Jahwe, want hy het gesê, hy gaan iets nuuts laat uitspruit. Dis syne. Dit moet vir hom gegee word. Hy moet vereer word. Hy sê, ek maak 'n pad in die woestyn. Ter afsluiting. Jesaja 5 sê, laat my julle te kenne gee wat ek met my wingerd gaan doen. Ek gaan dit 'n woestyn maak. Ek gaan dit 'n wildernis maak. Is jy by my? Dankie. Nou hoor mooi. Is hierdie volk 'n woestyn? Ja. Is sy 'n wildernis? Is daar tussen haar dorings en distels en klippe en goed? Is hulle daar? Ja, dis 'n wildernis. Hy sê ek gaan iets nuuts maak. Lees saam met my. Ek maak 'n pad in die woestyn, riviere in die wildernis. Weet jy wat beteken? Hy sê, ek sal my gees stuur onder hierdie volk en hulle benat tot eer van my naam. Hy gaan dit doen. Hy het dit klaar gespreek. Dis reeds besluit. Hy gaan nie daaroor besluit nie. Nou weet jy, Jesaja het hierdie woorde neergeskryf 100 jaar voor die volk in ballingskap weggevoer is. Dis vreemd. Hy weet die volk gaan in ballingskap. Hy sê, Vader gaan iets nuuts doen. Hy sê, hy gaan dit laat uitspruit. Hy het. Wanneer hulle na 70 jaar terugkom, toe herbou hulle alles daar. Ek sê dit vanmôre, wanneer hierdie kosbaar is hier buite, wat so met mekaar roei, ophou roei, mekaar se hande begin gryp, en ons vergader onder die naam van Vader Jahwe, gaan iets nuuts in Boerland uitspruit tot eer van sy kosbare naam. Vader sê, hy gaan binne in sy vingerd riviere laat vloei. Hy gaan binne in die woestyn 'n groot pad maak. Sy weë is 'n groot pad. Prys sy kosbare naam. Mag hierdie boodskap elke boerhart in hierdie land aangryp. Dat ons boer ons oor verskilletjies wat ons mee stoei en sukkel, na mekaar toe kan hardloop en net een ding gaan sê, ons is Vader Jahwe se volk oor kan die riviere van kus. Klaar gepraat. Of die wêreld daarvan hou, ek het vrede.
Kan hierdie wêreld sy ou spiertjies styf maak teen ons Vader? Nee. Kom ons juig, want Vader gaan iets nuuts in hierdie volk laat uitspruit. Prys sy kosbare naam. Kry 'n applaus vir die Allerhoogste. Prys sy kosbare naam. Ek dank U.